Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe om 'n driehoek te klassifiseer na aanleiding van sy sye, sowel as die hoeke, en dan gaan ons kyk na die eerste 3 stellings wat met driehoeke te doen het. Die eerste ding wat ek vir jou gaan verduidelik is hoe klassifiseer ons driehoeke na aanleiding van hulle sye. Die eerste wat ons kry is 'n ongelyksidige driehoek. Met ander woorde, geen sye is gelyk nie. En daar is 'n skets van so 'n ongelyksidige driehoek. En daardie streepies op die driehoek beteken nie een van daardie 3 sye is ewe lank nie. Die tweede driehoek na aanleiding van sy sye is 'n gelykbenige driehoek. En daar is 2 sye gelyk. En daar het ek vir jou aangedui die 2 sye wat gelyk is. Die derde soort driehoek is 'n gelyksydige driehoek en dit beteken al 3 sye is gelyk. Daar is jou driehoek en daar kan jy nou sien al 3 sye gelyk. Kom ons kyk nou na die eienskappe van die hoeke van die driehoeke. Nou in ons ongelyksydige driehoek, daar kry ons dat geen hoeke gelyk is nie. In 'n gelykbenige driehoek is daar 2 gelyke hoeke en dit vorm nou daardie 2 hoeke daar by die basis. Gelyke hoeke teenoor gelyke sye. En ons laaste driehoek, ons gelyksydige driehoek waar al 3 sye gelyk is, daar vind ons 3 hoeke ewe groot en elke hoek is 60 grade. En daar kan jy nou sien, hulle het ingevlieg. Kom ons doen 'n voorbeeld. Klassifiseer elke driehoek na aanleiding van sy sye. As ons nou na driehoek A, B, C toe gaan, sal jy sien elke sy of 2 van die sye het 2 streepies. Dit beteken 2 sye gelyk, dus is dit 'n gelykbenige driehoek. Driehoek D, E, F, daar sal jy nou sien elke sy het 1 streepie, maar dis dieselfde streepie. Dit beteken 3 sye gelyk, dus is dit 'n gelyksydige driehoek. En dan die laaste driehoek KLM is die sy KM 1 streepie, 2 streepie, 3 streepies. So dit beteken nie een van die sye is ewe lank nie, dus kry ons 'n ongelyksydige driehoek. 'n Mens kan ook driehoeke klassifiseer na aanleiding van hulle hoeke. Die eerste driehoek wat jy kry is 'n skerphoekige driehoek. En onthou jy nou weer, 'n skerphoek is mos 'n hoekie kleiner as 90 grade. Dit beteken alle hoeke is skerp kleiner as 90 grade en daar vlieg nou vir jou ene in. So daar is nou 3 hoeke en jy kan sien 87 grade, 51 grade, 42 grade. So daardie is 'n skerphoekige driehoek. Dan kry mens 'n reghoekige driehoek en dit beteken dat daar is een hoek wat presies gelyk is aan 90 grade. En daar sien jy hom nou. En hierdie simbooltjie beteken daar's 'n 90 grade hoek en ons noem 'n 90 grade hoek 'n regte hoek. En dan kry mens ook 'n stomphoekige driehoek. Nou 'n stomphoekige driehoek is een hoek is groter as 90, maar kleiner as 180 grade. Met ander woorde, een hoek is 'n stomphoek. Daar kan jy dit nou sien. Daardie ene is dan jou stomphoek en hierdie ander 2 hoekies is skerphoeke. So ons kry 'n skerphoekige driehoek, 'n reghoekige driehoek en 'n stomphoekige driehoek. Nou die beste klassifisering van 'n driehoek neem beide die sye en die hoeke in ag. Nou kom ons kyk. Indien 'n driehoek 2 gelyke sye en 'n regte hoek bevat, is dit 'n gelykbenige reghoekige driehoek. Nou kom ons kyk. Met ander woorde,
daar is jou 2 gelyke sye en 'n regte hoek. Dan het ons 'n gelykbenige reghoekige driehoek. Die volgende een, indien 'n driehoek 2 gelyke sye en 'n stomphoek bevat. So daar is jou gelyke sye en jou stomphoek. Is dit 'n stomphoekige gelykbenige driehoek. En laastens, indien 'n driehoek 3 skerp hoeke bevat, is dit 'n skerphoekige driehoek. Nou daar is ook stellings oor driehoeke wat jy moet ken. En sien jy, daar is jou wiskunde toolboxie of jou gereedskapskissie met al jou stellings in. Nou by driehoeke is daar nog. Nou die eerste ene wat bykom is die binnehoeke van 'n driehoek is supplementêr. En kan jy onthou die woord supplementêr beteken saam is hulle som 180 grade. Met ander woorde, hulle tel bymekaar en dan is die antwoord 180 grade. En dan die afkorting vir daardie stelling is som van hoeke in 'n driehoek. En hierso aan die linkerkant sien jy nou 'n driehoekie, dit is 'n gelyksydige driehoek en ek het vir jou geleer dat elke hoek is 60 grade by daardie gelyksydige driehoek. En sien jy, 60 plus 60 plus 60 is 180 grade. Dus is ons stelling, die binnehoeke van 'n driehoek is supplementêr. En in jou toolboxie kom jou nuwe stelling, som van hoeke in 'n driehoek. Nou, mens kry 'n binne- en 'n buitehoek van 'n driehoek. Nou kom ek wys gou vir jou. Die groen hoek wat jy daar sien, dit noem ons 'n buitehoek van 'n driehoek. En 'n buitehoek word gevorm deur een van die sye te verleng na buite. En dan kry 'n mens 'n buitehoek. En dan daardie hoekie en daardie hoekie. Hulle noem ons die teenoorstaande binnehoeke van die driehoek. So hulle is die teenoorstaande binnehoeke van die groen buitehoek. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy's ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Nou daar is nog 'n stelling oor driehoeke. Hierdie stelling sê die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. En die afkorting wat jy kan gebruik is buitehoek van driehoek. So, binne in jou toolboxie kom daar nou nog 'n stelling, buitehoek van driehoek. Nou kom ek verduidelik gou vir jou. Wat beteken hierdie stelling? Sien jy hier by die groen hoek? Hy is 120 grade. Dit is jou buitehoek. So jou buitehoek van jou driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Hierdie hoek hier is die aangrensende hoek tot 120. So dis nie hy nie. So die stelling sê die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som. Som beteken plus. So die tel bymekaar van die teenoorstaande binnehoeke. Die derde stelling wat ek vir jou wil leer van driehoeke is as 'n driehoek gelykbenig is, dan is die hoeke teenoor die gelyke sye gelyk. En die afkorting wat ons daar gebruik is hoeke teenoor gelyke sye. So in jou toolbox kom hy dan nou. Hoeke teenoor gelyke sye. Kyk hoe vol is jou toolbox. Maar goed, kom ek verduidelik gou vir jou. Soos wat jy kan sien, daardie sy en daardie sy is gelyk. Daarom is dit 'n gelykbenige driehoek. En hierdie twee basishoeke van jou gelykbenige driehoek sal gelyk wees. En jou rede wat jy gebruik is nie gelykbenige driehoek nie. Dit mag jy nie sê nie. Jy moet hierdie woorde gebruik. Hoeke
teenoor gelyke sye. In die volgende video gaan ek vir jou vertel van die verskillende vierhoeke wat ons kry en hulle onderskeie eienskappe. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.